Amen. Familie, julle mag maar sit. Voordat ons met die doopformulier so begin, wil ek net vanoggend ietsie uitlig. Ek het nuus ontvang so van een na 'n ander, dat dit oom Hansie en tannie Marina se 60ste huweliksherdenking is. Kan ons vir hulle 'n lekker handeklap gee? Dis seker hoekom oom nog so jonk lyk. Baie geluk julle, ag familie, kan ons hulle ook dan so omhels in gelukwensing, en mag ons hulle ook so raakleef vanoggend. Ek wil dan so vra dat al die kindertjies kom vir my gou vorentoe. Al die kindertjies kom vir my vorentoe. Ek sien daar's 'n paar ma's wat vir hulle man sê, gaan. Daar sy. Guy, julle kan vanoggend vir my net so lekker sit. Maak seker hier is 'n mooi spasietjie, dat die mense hier kan op en af beweeg. OK. Nog kindertjies. Hier kom van die paas met die kindertjies. Daar sy. Goeiemôre julle. Hoe gaan dit? Het julle lekker rugby gekyk gister? Nee. Wie van julle wil so Sasha Feinberg wees? OK. Ons gaan vanoggend oor ietsie gesels. En dit is een van die belangrikste dinge wat in die kerk gebeur, né? Daar's twee dinge in die kerk wat gebeur wat baie belangrik is. Die nommer 1 is nagmaal, né? Dis wanneer ons daai wyn en die broodjies uitdeel, waar in julle geval vrugtesap. Nou, ja, sê asseblief ja, ja. In hierdie kerk bedien ons die kinders met vrugtesap. OK. Die tweede ding is ek gee julle klou. Die doop, nee. So ons het nagmaal en ons het die doop. Nou wie kan vir my sê, wat beteken die doop? Is OK. Yes. Jy sit water op 'n baba se kop. Absoluut. OK, maar wat beteken dit as ons die watertjie so oor die kop sit? Wat beteken dit? Hæ? Hierso, yes. Word gesien met die Heilige Gees, amper, yes, dalk nog, wie, ja? Jy seën die baba, nee, ons seën nie die baba nie, maar hoor hierdie, sê dit agter my aan, ek gaan vir julle een keer sê, God kies jou, sê dit, God kies jou, nee, met ander woorde, wanneer ons die water op die baba se kop sit, kom sê ons as gemeente, as familie, dat God het hierdie kind kom kies vanoggend. Nee, en dat ons almal sê, ons hou daai ouers verantwoordelik. En dit is nou wat julle moet luister vir vandag. Nee, ek neem aan baie van julle en almal van julle is omtrent gedoop. Nee, OK. So dan sê julle ouers 3 beloftes. En daai 3 beloftes is, ons beloof om jou kerk toe te vat. Ons beloof om jou groot te maak, om liewe Jesus te ken. Nee, en ons beloof dat ons die familie gaan toelaat om ons verantwoordelik te hou as ouers, wanneer ons jou nie groot maak om Jesus te ken nie. Is dit nie mooi nie? Hæ? Is dit nie mooi nie? OK.
So vanoggend gaan ons doop. Gaan julle saam met my hierso wees as ons doop? Awesomeness. Okay. Waarom ons doop? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van alle gelowiges, het hy gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en Paasmaal as tekens gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur die verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Hoor julle daar, die doop en die nagmaal. Is dit nie mooi nie? OK. Wat is die doop? Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig dat ons en ons kinders wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het en dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewendig gemaak word. Dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien, en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker, dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer, dat ons, hoe langer ons meer met hom tyd spandeer, sy beeld sal vertoon. Ek wil dan nou so vra vanoggend dat Ashley en Essie vir my na vore sal kom. Dit is vir my 'n absolute voorreg om julle tweede kind hierso in die gemeente vanoggend te doop. Ons het vir Mikaela wat gedoop was al, ek dink wat is dit al 2 jaar terug, 2 jaar gelede, en nou het ons vir klein Michael. So Mikaela en Michael, sterkte aan die onderwysers met daai ene. Maar wat 'n voorreg is dit om vanoggend hier te staan, om weer as ouers aan hierdie doopbelofte te voldoen en weer te kom beloof voor die gemeente en voor God, dat julle hierdie kind sal grootmaak in sy genade. Die doop bevestig aan ons alles wat God ons skenk deur die genade verbond en maak ons telkens bewus van hierdie vaste grond waarop ons geloof berus. Daarom verbind die doop die ouers om hulle kinders soos hulle groot word oor die betekenis en eise van die genade verbond in te lig. 'n Voorbeeld vir hulle te wees in die uitlewing daarvan. Hulle op te roep tot die drie eiening van God se beloftes en hulle tot deelname aan die nagmaal te begelei. Ek wil dan so vir julle 3 vrae vra en ek wil hê julle moet hardop antwoord voor die gemeente hier vanoggend. Ten eerste, waar is my doopbeloftes? Daar's hy. Ten eerste, bely julle dat hoewel ons kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word.
Ten tweede, bely julle dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof vervat is, en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En ten derde, beloof julle om hierdie kind van wie julle vader en moeder is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Essie, wat is jou antwoord hardop hier? Ja. Ashley, wat is jou antwoord hardop hier? Ja. Amen. Ek moet sê, Ashley is Engels, so ek weet nie of ek moet vertaal nie, maar sy het daarom ja gesê. Ek wil dan nou so vra dat klein Michael vir ons na vore gebring word. Ek sien oupa bring hom vanoggend. Ashley en Essie, hierdie water wat ons dan nou gebruik om die verbond tussen God en mens te verteenwoordig, gebruik ons dan so om hierdie seël tussen julle en God en Michael te kom verseker vanoggend. Daarom doop ek jou, Michael, in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. As 'n deel van ons gemeente se geskenk, ek neem aan julle het al ene, maar is dit ons gebruik om die kersie, die versie en die kombersie aan julle te gee. Die kersie wat julle dan elke jaar op hierdie datum aansteek om te kom herinner aan die verbond wat God met julle kind kom sluit het en die beloftes wat julle gemaak het voor die gemeente. Die versie omdat ons gefestig is in die woord van God en die kombersie omdat die liefde van God julle kom toevou hier vanoggend saam met hierdie familie in Christus. Dan ook so julle doopseël, hierdie keer het ek onthou om te teken. Familie, kom ons strek dan ons hande so uit en seën hulle so met ons gebede. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons wil U loof en prys en dank vir hierdie geleenthede. Here, waar ons in die sakramente kan deelneem, waar ons as familie kan sien hoe U ons kom bedien en ons harte kom deurboor met U liefde. Here, mag Ashley en Essie so saam met Michael en klein Michaela as gesin in U oë groot word en mag hulle deurgaans U dien en U lief hê. Ons bid dit dan in Jesus se almagtige naam. Amen. Familie, kom ons staan dan so, dan sing ons volgende lied saam.
sit. Julle kan 'n sweetie by Tannie Marina kry en dan kan julle ook gaan sit. Ekskuus familie, toe ek bedoel het, hulle mag gaan sit, het ek bedoel die mense op die verhoog. Julle kan van vir my weer staan. En ons kan ons tweede loflied saam sing hier vanoggend. Kom ons loof en prys die Here. Amen, nou mag julle maar sit, familie. Soos julle weet, is ons die laaste rukkie besig met ons gemaak reeks, waar ons 'n bietjie dieper delf oor waarom ons hier is, hoekom God ons geskaap het en wat ons doel hier op aarde is. En sover moet ek eerlikwaar sê, is dit vir my 'n baie lekker reeks. Ons reis nogal goed deur die hoofidees of die groot idees rondom die skrif, rondom God en sy verbond met die mens. En vanoggend se tema, waar Simon laasweek met ons gepraat het, gemaak om te eet, gesels ons vanoggend oor gemaak om liggaam te wees. En voordat ons so na ons skrif toe gaan, kom ons sluit in die oë en ons bid saam. Ons almagtige Heer en Hemelse Vader, Here, ons kom loof U. Waar ons stiltes van ons ontneem word in die wêreld vandag, kom gryp ons dit terug. Here, mag U ons hart kom deurboor vanoggend, mag ons skulde en ons sondes voor U kom bely. Maar ook so, Here, mag U ons weer laat opstaan saam met Christus. Mag ons daai bekeringsgees ontvang.
wat ons lei nader en nader aan U wil. Mag Here, soos wat U deur hierdie gemeente beweeg vanoggend, mag U ons bewus maak van die teenwoordigheid. En soos wat ons U woord nou verkondig, Here, mag U spreek, Here, want die dienaars luister. Ons bid dit in Jesus se kragtige naam. Amen. Ons teks vanoggend kom uit Efesiërs 4, Efesiërs 4 vanaf vers 9 tot 16. Efesiërs 4 vanaf vers 9 tot 16. Hy is heel wat agter. In my 2020 vertaling is dit op bladsy 229 vir die van julle wat wil saamvolg uit julle Bybels uit. Efesiërs 4 vanaf vers 9 tot 16. Ek lees dan so vir ons. Hy het opgevaar, waarop anders dui dit, dat as dat hy eers neergedaal het na die laardele, die aarde. Die een wat neergedaal het, is dieselfde een wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, om die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Die doel hiervan is dat ons nie meer klein kindertjies sal wees nie, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke wind van lering, deur mense se slinksheid en die gekonkel waardeur hulle dwaling beplan, maar dat ons eerder terwyl ons in liefde aan die waarheid vashou, in alle opsigte na hom toe sal groei. Hy, Christus, is die hoof uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik, die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Tot sover toe ons skriflesing vanoggend, en geseënd is elkeen van julle wat die woord van die Here hoor en daarvolgens leef. Net om julle so 'n bietjie die toon te gee van hierdie teks. Paulus skryf hierdie Efesiërsbrief. Natuurlik in Efese is daar groot onstuimighede. Ons weet van die tempel van Artemis wat daar in Efese is, en Artemis natuurlik die godin van vrugbaarheid en die jag, né? So daar's 'n groot klomp tempelprostitusie. En Efese, ek dink ek het dit nou al baie gesê in hierdie gemeente, was die ingangspoort vir Klein-Asië. Met ander woorde, as jy van die weste af, van Griekeland en Rome af en daai plekke wou oorbeweeg na Asië toe, na die Midde-Ooste toe, dan het jy deur Efese gegaan. Dit was een van die hoofhawestede daar in moderne dagse Turkye. En soos wat jy deur daai stad stap, sal jy sien daar is onsaglike baie gode en uitbeeldings van gode, soos wat jy in daai stad in beweeg. Ek sal nooit vergeet nie, ek was bevoorreg so 'n paar jaar gelede om self deur die antieke strate van Efese te stap. En soos wat jy daar deurstap, op elke hoek sien jy een of ander god wat uitgebeeld word. Daar was omtrent seker so 100 Christene in hierdie groot stad gewees. Van hierdie 100 Christene was nie almal eens nie. Ek weet nou natuurlik ook van my navorsing, soos wat ek al hoe meer en meer navorsing doen, fokus ek op die Johannesbriewe. En die Johannesbriewe is spesifiek nogal geskryf, vermoedelik vir hierdie
Efese gemeenskap. In die Johannesbriewe is daar ook 'n groot ding rondom hierdie dwaling van die ander mense. En so kom ons agter dat ons kan nie meer praat van vroeë Christendom nie. Ons moet praat van vroeë Christenskappe. Glo dit of nie. Die Johannesklomp en die Paulusklomp, alhoewel hulle baie meer vriendelik teenoor mekaar was, het nie saam gesit nie. Boonop dit was daar 'n klomp ander predikers en dwaalleraars wat in daai omgewings beweeg het, soos Diotrefus en van die ander. En hulle het na hierdie groeperings, hierdie klein groeperings Christene toe gegaan en hulle eie klein groeperingkies wou begin. En hulle het allerhande dwaal aan hierdie mense in Efese verkondig. En so kry Paulus woord van hierdie gebeure. En hy skryf hierdie brief aan die gemeente in Efese. Want elkeen is besig om in sy eie rigting in te trek. En hy kom herinner hulle weer aan wie hulle is. As hulle sê hulle is volgers van Christus, dan is dit baie belangrik om te besef wie hulle is. Ek haal weer vir julle 'n stukkie aan, net om te beklemtoon. Dit sê vanaf vers 13, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God en tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Hierdie woorde wat Paulus hier uitspreek, sê ietsie van wie jy is as 'n Christen saam met jou mede-Christene. As ek moet Christendom opsom vandag in 'n ek wil amper sê in 'n stukkie satier, dan sou ek die volgende doen. Ek sou die Onse Vader vat en ek sou vir julle wys wat met die Onse Vader gebeur in die manier waarop daar in Efese gehandel word met hulle Christendom. Ons noem dit nie meer die Onse Vader nie, ons noem dit die my se Vader. My Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee my vandag my daaglikse brood en vergeef my skulde, soos ek hulle vergeef wat teenoor my skuldig staan, en bring my nie in versoeking nie, maar verlos my van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Klink dit vir julle reg? Klink dit vir julle goed? Klink dit vir julle soos Christus dit vir julle gegee het? Maar dan my vraagie vanoggend, wat is hierdie beheptheid met my persoonlike verhouding met God? Want dominee, ek hoef nie regtig kerk toe te gaan nie. Ek hoef nie regtig deel te neem aan die gemeenskap van gelowiges nie. Ek hoef nie myself op te offer vir ander nie, want dit gaan maar net eintlik oor my persoonlike verhouding met die Here. Dis wat almal ten minste sê, van die kansels af, deesdae. En wat gebeur wanneer ons hierdie mentaliteit inneem teenoor ons geloof, teenoor ons verhouding met God? Wat gebeur? Presies wat gebeur het in Efese. Ons almal trek in ons eie rigtings in. Ons almal raak behep met wat God vir my kan beteken. Ons almal raak besorg oor wat die uiteinde is van my lot en nie die van ander nie.
Baie sal dit toeskryf aan hierdie tipiese humanisme wat al van die 17de eeu af beginne deursuiver het in die samelewing, maar ek stem nie saam daarmee nie. Want die humanisme het ons filosofie en ons wetenskappe baie sterk beïnvloed, maar nie noodwendig ons Christendom nie. Humanisme was dalk 'n voorspeler vir wat gevolg het in die Christendom. En dit is hierdie gedagte van die persoonlike God. En nie die God van Abraham wat gesê het, jy sal vir my 'n nasie word. Waar kom hierdie individuele Christendom vandaan? Kom ek gee vir julle 'n paar interessante gebeure wat afgespeel het, want familie, die laaste ruk is ek regtig ontsteld oor wat daar buite gesê word, oor die dwaal wat verkondig word, oor die rigting waarin mense inslaan. En ek het myself een ding beloof toe ek voorberei het vir hierdie preek. Ek het dit al een keer in my lewe beleef, waar ek in 'n kerk reggemaak het vir 'n erediens, en daar was vir my voorgeskryf om sekere goeders te verkondig, sekere goeders te sê, want dit is dalk beter en meer diplomaties om dit so te sê. En dit was die laaste keer wat ek op 'n kansel gestaan het en halwe waarhede aan mense verkondig het. Van daai dag af het ek myself beloof voor die Here dat ek nooit weer sal terugdeins verdwaal nie. En die goed wat geheers het die laaste ruk, was vir my verskriklik ontstellend. En dit kom van hierdie af. Dit kom van hierdie persoonlike godsdiens wat in die Christendom ingesuiver het. In die vroeë 1800s, met ander woorde die begin van die 19de eeu, het ons 'n vrou gehad met die naam Mother Ann Lee. Mother Ann Lee en haar beweging, die Shakers, was in Amerika 'n groep gewees wat 'n nuwe beweging tot die lig laat kom het. Hierdie beweging het vir die eerste keer in 1800 jaar, kom ons sê eerder 1600 jaar, want die Montaniste was so 200 na Christus nog. So vir die eerste keer in 1600 jaar was daar mense wat meer in die geestelike realm van die Christendom ingeduins het. Met ander woorde, hulle het meer gefokus op die spirituele dinge. Wat Mother Ann Lee begin het, was hierdie beweging van die Shakers. Sy het eers net aan die vroue gepreek, naderhand het die mans bygekom. Sy het geglo, sy is 'n reïnkarnasie van liewe Jesus. Sy het ook geglo dat sy vir die eerste keer in 1600 jaar in tale kan praat. Sy het ook geglo dat sy vir die eerste keer in 1600 jaar die toekoms kan voorspel en dat die eindtyd immanent is. Haar beweging was die eerstes wat in Amerika afgespeel het. Hierdie beweging natuurlik het geglo dat jy nie gemeenskap mag hê, selfs in die huwelik nie. Met ander woorde, hulle het nie baie dooplidmate gehad vir 'n lang tyd nie. En natuurlik het hierdie beweging baie vinnig uitgesterf. Maar hierdie het 'n beweging begin, en hierdie beweging het oorgespoel na die volgende toe. John Alexander Dowie, wat ook een van die vaders van die Pinkster charismatiese beweging is. Hierdie man het geglo, hy is 'n reïnkarnasie van Elia. Hy het geglo dat hy kan mense genees, en hy het omgegaan en mense vir geld gevra om vir hulle genesings te bring. Hy het mense afgeraai om na hulle dokters toe te gaan. Hy het ook geglo dat hy in tale kan preek. Hy het ook geglo
dat hy die toekoms kan sien en dat die eindtyd immanent is. Mense het geval hiervoor. Natuurlik kan julle sien, deur sy uitrustings het hy homself baie prominent beskou binne in die kerk. 'n Student van hom was Frank Sanford, wat dieselfde tipe goeters verkondig het, en wat aan hierdie beweging meer en meer spoed gegee het. En een van sy groot studente, wat hom gevolg het, natuurlik was die volgende, William Seymour, wat die Azusa Street Revival in 1906 aan die beweeg gebring het. Dit was 'n geleentheid waar almal in 'n huis bymekaar gekom het, en hy het Handelinge 2 oor en oor aan die gemeente gelees, en toe bars almal uit in tale, hardloop by die strate uit en sê hulle is gevul met die Gees. Hulle het geglo die eindtyd is nou. Hulle het geglo dat hulle 'n baie noue verhouding het met die Here. Hierdie het natuurlik gelei tot mense soos Amy Semple McPherson. Weet nie wie van julle ken haar nie. Sy was een van die groot leiers in Amerika. Studente van haar is mense soos Joyce Meyer en al die ander wat al hierdie persoonlike selfhelpboekies skryf, wat 'n baie bepaalde inslag van of aanslag van Christendom aan mense verkondig. Daar's 'n paar dinge wat hulle almal in gemeen het wat ek nou gaan uitlig. Nommer 1 is hulle glo hulle is een of ander reïnkarnasie van een of ander belangrike Bybelse figuur. Nommer 2 is behalwe vir die heel eerste ene, want hulle het glad nie geglo in gemeenskap nie, behalwe vir die eerste een, die res van hulle was almal seksueel immoreel. Met ander woorde, hulle het buite-egtelike verhoudings gehad. Amper almal van hulle was aangekla vir bedrog. Amper almal van hulle het emosionele manipulasie gebruik om mense van die pad af te lei. En vandag sit ons met hierdie beweging as die populêre beweging van Christendom in die wêreld. Wat neerkyk op ons en ons leer van die doop, en ons leer van die nagmaal, ons gee van die nagmaal, en die manier hoe ons as gemeentes funksioneer. En mense val vir hierdie, sonder om 'n enkele druppel van hulle geskiedenis te ken. En verlang het ons self stilgehou en ons het gesê, nee, ons gaan nie iets hieroor sê nie, want tog is ons boeties en sissies in Christus. Tog is ons 'n eenheid. My liewe familie, die een ding wat hulle almal verkondig het, wat uitstaan bo alles, is dat die Heilige Gees nie 'n derde persoon in die Triniteit is nie, maar dat die Heilige Gees 'n manifestasie is van God se krag in jou. En wanneer God sy krag in jou laat manifesteer, dan kry jy bonatuurlike gawes. Klink dit nie vir jou soos hierdie persoonlike verhouding met God nie? Ek sê vir julle vanoggend, waak. Waak vir hierdie gemors wat heers. Waak vir hierdie dwaling wat heers. En as jy vir my vanoggend sê, maar Dominee, is dit nodig om hierdie dwaling en goeters oor te preek vanoggend? Absoluut. Want ons hoeveel van ons wat beïnvloed word deur hierdie gesegdes wat so mooi klink en so reg sit in my hart. Maar nie een van ons wat die moeite gaan doen om deur die Bybel te blaai om te gaan kyk, wat gaan eintlik daaraan nie. Die Bybel wys vir ons die volgende dinge, en ek lig dit vir julle uit. Daar is nie 'n voorbeeld van 'n persoonlike verhouding met God in die Bybel nie. Alles wat God doen is vir die gemeenskap van gelowiges. Alles wat God doen is vir sy kerk, vir sy bruid.
die beloftes wat hy aan Abraham maak, is vir sy nageslag. God vat Moses en hy sê, gaan, bevry my mense. Wanneer jy beginne die gemeenskap van God raak sien, voordat jy jouself raak sien, dan begin jy beleef, jy is deel van 'n liggaam. Dan sal jy vanselfsprekend 'n persoonlike verhouding met die Here hê. Maar as jy net gaan fokus op daai gesegde, beloof ek jou, gaan jy 'n groot deel van jou godsdiens en jou geloof mis. Die nagmaal is 'n gemeenskapsfees. Die doop is 'n gemeenskapsding. Ons kom hier by mekaar om aan mekaar te beloof. Ons kom hier by mekaar om mekaar verantwoordelik te hou. Ons kom hier by mekaar om ons liefde saam uit te stort vir mekaar, saam met Christus. En toe Jesus gesterf het, het hy nie vir jou gesterf nie, hy het vir die wêreld gesterf. God se verlossing is daarom kollektief. God bevry nie jou vir jou onthaalwe nie. God bevry jou sodat sy koninkryk kan manifesteer. God bevry jou sodat jy die begin kan wees van die volgende en die volgende en die volgende bevryding in die wêreld daar buite. Sodat sy vrede kan begin heers oor aarde. Soos Jesaja 2 ons weer herinner, waar die swaarde in ploegskare in verander. Want ons, sy mense, is bedrywers van vrede. Jou verlossing is nie vir jou nie, dis vir almal om jou. En dis wat ons uniek maak van enige ander godsdiens in die wêreld. Boeddhisme, gaan dit oor dat jy tot selfverheerliking kom, tot selfbeseffing kom. Hindoeïsme, gaan dit oor hoe beter mens jy is in hierdie wêreld, kom jy terug as 'n arend en nie 'n kokkerot nie. Islam, wanneer jy jouself opoffer vir Allah, word jy beloon met jou 72 dames wat vir jou wag in die hemel. Ek weet nie wat kry die dames nie. Dis net Christendom wat sê, dit gaan nie oor jou nie. Dit gaan oor almal om jou. Individue wat tot verlossing kom, is besorg oor ander se verlossing meer as hulle eie. Hoor wat ek sê? Presies wat ek nou net eintlik half gesê het. Wat gebeur met Paulus? Wanneer hy Jesus beleef op die pad na Damaskus toe? Raak hy besorg oor sy verlossing? Raak hy besorg oor sy lewe, sy veiligheid, sy welsyn? Nee. Gaan lees maar. Daai man slaap meer in die tronk as in 'n warm, lekker huis. Hy offer sy lewe op, sodat ander tot verlossing kan kom in Christus. Die laaste ding waaroor hy besorg is sy persoonlike verhouding met Jesus Christus. Want Jesus Christus is met hom, en hy weet dit. Sy oë kyk na buite toe. Selfde met elke liewe ander figuur in die Bybel. Selfde met Jesus, selfde met Abraham, selfde met Moses, selfde met Josef, selfde met elke liewe een van hierdie mense. Want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God en sy mense. Dit gaan oor die liggaam, dit gaan oor die koninkryk, dit gaan oor ons. Dis hoekom mense sê, wanneer jy bid, bid soos volg: Ons Vader wat in die hemel is. Hoe mooi is daai nie? Die liggaam van Christus word die heeltyd uitdruklik gepromoveer in die Bybel. In die Nuwe Testament
sal jy geen voorbeelde kry van die verlossing van die individu nie. Jy sal die heeltyd voorbeelde kry van die verlossing van die liggaam. Selfs die huwelik word vir ons gewys. Dis wanneer eintlik die mooiste voorbeeld daarvan in die huwelik is dit wanneer 'n man en 'n vrou aan hulle self sterf en mekaar sin word, een liggaam word. En dan gaan Jesus en hy vergelyk dit aan homself en sy kerk. Hy sê, wees onderdanig aan mekaar, hy begin met dit. Dan sê hy, vrouens, wees onderdanig aan julle mans. Nee, en dan is elke tweede vrou soos, hey, wow, wat beteken dit, dominee? En dan sê hy, soos die kerk onderdanig is aan Christus. En dan sê hy, mans, wees bereid om julle lewens af te lê vir julle vroue, soos Christus sy lewe afgelê het vir die kerk. Klink dit vir julle persoonlik? Klink dit vir julle individualisties? Klink dit vir julle asof iets in jou moet manifesteer? Of dink julle, soos ek, dis tyd dat die kerk opstaan, dat ons mekaar beginne erken, dat ons na mekaar toe beginne lewe, dat ons beginne mekaar in die oë kyk, in liefde, soos wat God vir ons kyk. God se verlossing is nie net vir jou nie. God se kerk en al die bedrywighede van die kerk is nie vir jou nie. Dit is vir hom en sy mense. Want jy is nie gemaak vir jou nie. God het jou nie geskep sodat jy op hierdie aarde kan leef vir jouself nie. Jy is gemaak om liggaam te wees. Die laaste wat ek gekyk het, kan 'n liggaam nie sonder al sy dele goed en ordentlik funksioneer nie. Ek het nie geweet of ek hierdie grapie moet vertel nie, maar dit is seker gepas. Daar's 'n pa met hierdie seun en hierdie seun is letterlik net 'n kop. Hy het niks van die res van sy liggaamsdele nie, en hierdie kop gaan saam met sy vriende kroeg toe, en soos wat hulle by die kroeg sit, gebeur daar dinge, en kop kom terug, en die pa het hom sommer ook kop genoem, en kop kom terug huis toe die aand, en hy het 'n blou oog, en pa sê vir hom, kop, wat het met jou gebeur? Hy sê, nee pa, ons is daar in die kroeg, toe breek daar 'n geveg uit, en toe sê die een, nou slaan hom met die kop. Liggaam werk nie sonder sy dele nie. Liggaam werk wanneer elke liewe deel afsonderlik begin bydra en saamleef tot die verheerliking van God se koninkryk. Ek sluit weer af met hierdie. Hy Christus is die hoof, uit wie die hele liggaam harmonieus saamgevoeg en saamgebind deur die ondersteuning van elke gewrig volgens die werking van elke deel afsonderlik die groei van die liggaam bewerk tot sy eie opbou in liefde. Familie, julle is gemaak om liggaam te wees. Amen. Kom ons sluit die oë en ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, ons sien hierdie bewegings in die Christendom. Ons sien hoe mense u woord gebruik tot hulle eie gewin, tot die verheerliking van die mens bo die koninkryk. Here, en ons kom sê vandag vir u, ons sal dit beveg. Daar sal nie meer dwaal heers hier waar ons beweeg as rooi skraam. Here, ons sal getrou bly aan die woord, ons sal getrou bly aan die liggaam.
En meeste van alles, Here, ons sal onsself kom aflê, sodat U ons gebruik vir U koninkryk. Here, kom help ons en ondersteun ons in hierdie taak. Want alles in hierdie wêreld, vandag probeer ons kondisioneer om oor onsself besorg te wees. Alles in hierdie wêreld, vandag kondisioneer ons om juis nie deel van hierdie liggaam te word. Here, mag ons in Rooiskraal nie net na mekaar kyk as nog 'n lidmaat nie, maar as 'n liggaam, as vriende, as familie. Ons bid dit in Jesus se kragtige naam, die mooiste naam wat ons ken. Amen. Familie, ons gaan dan nou so geleentheid gee vir ons offergawes om opgeneem te word. Kom ons gee uit blye harte. Familie, vir elkeen van julle wat so getrou gee, mag hierdie offergawe gebruik word vir God se koninkryk en vir sy wil. Net so 'n paar afkondigingkies om met julle te deel, is daar niks by jou nie, né? Ek vra om verskoning. Ons sukkel die hele week nou al by die kerk met OpenServe en Level 7. Ons internet is af, so Jaap neem die erediens op vanoggend. So ons sal dit stoor en dan sal ons dit gaan oplaai, maar daar was nie 'n regstreekse uitsending nie. Hulle het gesê hulle is op pad, ons wag nou nog. Wonder of hulle weggeraap is. Ek grap. Familie, ons gaan net so wat ek sal doen is, ek sal vir Treinie vra om net vir my die gebedslys aan te stuur, en dan sal ons die res van daai afkondigings en die dankseggings wat ons nou al weekliks doen, sal ons dan so vir volgende week weer aangaan. Ek dink dit sal gepas wees, want ek het geen inligting nou by my of saam met my nie, omdat ons nie hierdie goeders kon uitruil en stuur vir mekaar nie. So, familie, ons vra julle geduld daarmee, ons probeer dit uitsorteer, en hopelik binnekort sal ons regkom daarmee. Dan net so een ding van my kant af, 'n ongelooflike groot dankie vir almal wat gehelp het gister met die gemeenskapsfees, Centurion gemeenskapsfees. Kan julle asseblief vir my staan? Daarbo, daar is hy. Familie, ons het, dankie, julle kan maar sit. Familie, ons het regtig van al die gemeentes daar, het ons Pregos was die beste verkoper. Ons het uitgestyg en dit was regtig 'n wonderlike geleentheid. Ek dink ons het ook lekker verhoudings gebou en vriendskappe gebou en nabetrachtings gehad. Dankie vir elkeen van julle ook so. Dit was 'n ongelooflike span
En daarmee wil ek julle ook net so eer vanoggend. Dit het regtig baie moeite van julle gevat, baie tyd, baie opoffering en baie skenkings. En natuurlik kon ons gemeente, ek dink hier naby R16,000 se wins maak vir die kerk. So dankie weer eens. Ons waardeer dit ongelooflik baie. Ek weet ook nie of julle onlangs op ontbytsake gaan kyk het nie, maar ons het 'n beroemde persoon in ons kerk wat ook daar by die Centurion gemeenskapsfees vir ons 'n bietjie gedans het. Hy is op ontbytsake se Facebook. Ou Davie het ons ge-entertain gister. En Sarina, dankie vir jou video wat jy vir my gestuur het. Ons is besig om te werk. Ek het wel 'n deel gesien. En naderhand al die trompoppies sommer so om Davie. So doen julle self 'n guns en gaan kyk gerus op ontbytsake en ek dink Bobby van Jaarsveld het hom ook gepost op sy so Davie is nou regtig beroemd hier in Rooieskraal. Ja, gaan kyk gerus. Ons het regtig 'n feestelike tyd gehad. Dankie so vir elkeen. Dis al van my kant af vir nou. Ek dink ons kan dan maar so staan, familie, en dan kan ons slotlied saam sing. Familie, kom ons ontvang dan nou so die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die Here elke liewe een van julle seën. Mag sy genade vir jou genoeg wees. Mag die liefde van God jou hart kom deurboor en mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou saamvoeg by jou familie. Mag jy leef vir die koninkryk en nie vir jouself nie. Mag jy gemaak wees om liggaam te wees. Amen.